Goeiemôre vriende, so aan die begin van 'n maand, 1 Februarie, mag dit 'n wonderlike maand wees. Mag julle die Here op 'n wonderlike manier ervaar ook hierdie maand. Ons in hierdie maand ook beweeg ons in lydenstyd in, vriende, waar God inderdaad vir ons kom sê, maar hoorie so, ek is ontsaglik lief vir julle. Ek het my seun gestuur, ek self in die vorm van 'n mens om in julle plek te kom sterwe, né? Soos 'n amazing maand wat ook voor ons lê. Mag julle regtig die Here se nabyheid so ervaar. Dankie julle bid vir ons kerkraadsvergadering wat ons het, vriende, eerskomende Saterdag. Ons het 'n bietjie anders as ander kerkraadsvergaderings, vriende, by ander kerke. Ons doen lankal nie meer hierdie 2 ure dinge in die weekie. Almal is geïrriteerd as hulle daar kom. Hulle wil net huis toe gaan en jy kry nooit te hoor hulle behoorlik by die Here uitgekom nie. Hoe nie behoorlik by sake uitgekom is eintlik 'n tydmors. So ons het dit seker nou al maklik so 15, 16 jaar terug verander om te sê, maar kom ons gee kwaliteit tyd as ons dit gee. Ons het 2 groot kerkraadsvergaderings en dan 2 klein kerkraadsvergaderings net na die Sondag erediens vir so 10 minute, maar 2 jaar, een in die eerste, een in die tweede semester. En hoe dit lyk, miskien net om vir julle te sê vir interessantheidshalwe, ons kom by mekaar 8 uur, dis 8 uur tot 2 uur op 'n Saterdag, kom drink koffie saam en beskuit. En dan vriende het ons 'n lofprysing waar ons die Here loof en prys en bid. Olga begelei dit vir ons gewoonlik so 15 minute. En dan vriende in diepte wandel in die woord wat ons voor die Here stil raak. Ons het nou die verlede vorige vergadering in 2 verdeel om dit ordentlik te doen. Ons het die teks hanteer, ek en Attie het dit gefasiliteer. Ons het dit opgeskrywe wat elkeen gehoor het wat die Here sê, en ons het dit so opgeskryf en ons het 'n bietjie geloofsonderskeidend gekyk daarna en gekyk maar wat sê die Here vir ons, wat staan. Hy het 'n ongelooflike stuk belewing gehad daar. So dis wat ons doen. Dan het ons gewoonlik 'n leierskapsafdeling wat ons inbou vir ons kerkraadslede, vriende. Almal is leiers wat daar is om hulle te belê, vir hulle 'n geestelike leierskap en ook by die leierskap by die werk. Ek doen dit, Attie doen dit baie keer, Shani doen dit baie keer, Pieter doen dit baie keer, en of enige iemand waar wat dit by sy werk doen, gee ons geleentheid om daai slot te hanteer. Gebruik baie keer materiaal uit die Global Leadership Summit uit, daar is soeke wonderlike materiaal, kyk na 'n video van die leierskaps top leierskapsouens, en dan het ons 'n bespreking daarna. En daarna het ons dan gewoonlik uit die dagbestuur 'n bietjie terugvoer as daar iets is wat nog onafgehandel is, om net te sê wat ons gedoen het. En dan vriende, as daar enige iets is wat nog oorbly wat die kerkraad moet doen, het ons daaroor 'n bietjie bespreking, en dan daarna terugvoer van die bedieningsvoorsitters, hoe dit in die bedienings gaan, want ons is 'n kerkraad van bedieningsvoorsitters. Ek werk ook met 'n 100% bywoning. As iemand nie dit kan bybring nie, dan moet hulle 'n ander persoon nomineer om daar te wees. Ons behaal dit nie altyd nie, maar ons poog daar ons gewoonlik omtrent 'n 90% bywoningssyfer. Ons werk al lank al nie meer om net met 'n quorum nie. En daarna het ons so tussendeur 'n lekker koffietjie en teetjie saam, met ons 'n bietjie gesels geleentheid kry, en dan sluit ons af met 'n ete. So bid vir ons daarvoor. Here, baie dankie dat ons so by mekaar kan wees vandag. Here, praat U ook deur die woord met ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is in 'n reeks oor tiendes, 3. Ek het laas vir julle met my belydenis begin om te sê, ek het letterlik om 33, 34 jaar in die gemeente nooit oor geld gepraat nie, omdat ek sulke slegte belewinge gehad het met dominees wat ons met tekste geslaan het en my regtig kwaad gemaak het in die erediens, en dit soveel so dat ek het tot op hierdie ouderdom nog steeds onthou. So vir my om daaroor te praat is baie moeilik, en ek het ook 'n bietjie gaan bid en gaan kyk, hoe kan ons daaroor praat? Want die laaste ding wat ek wil hê is dat iemand hier moet uitstap en kwaad wees soos ek was. Ek stel glad nie belang daarin nie, dan praat ek nie daaroor nie. So ek het 'n bietjie gaan kyk, vriende, ons het laasweek so 'n bietjie anders gekyk, 'n bietjie gekyk na Melchisedek, koning Melchisedek en Abraham. Melchisedek het hom geseën, Abraham het toe 'n vrywillige tiende vir hom gegee. Ja, dit is voor die wet, dit is voor die Levitiese wette, voor die tempeldiens, al daai tipe van goeders. Ons het so 'n bietjie toe daarby stil gestaan en 'n bietjie met mekaar gepraat, en die tema van laasweek was, liewe vriende, waar ons vir mekaar gesê het, 'n 10 is 'n wet wat my bind, of wysheid wat my bevry. So ek gaan nou nie te veel daaroor sê nie. Al wat ek wel vir julle gesê het verlede week is, daar word in die Bybel 2300 keer oor geld gepraat, in lenings, verlenings is, of het rykdom is, of het armoede is, of geldgierigheid. Daar word 2300 keer daaroor gepraat. Meer as oor die hemel, meer as oor die hel, meer as oor gebed, meer as oor geloof, word daar gepraat. So dit lyk vir my, dit is nogal
Nogal belangrik. So vandag, vriende, het ek die tema bietjie aangepas. Dit sou gewees het as dit nie 'n wet is nie, die 10de nie, hoe behoort 'n Christen aan te gee? En ons het vandag belydenis van geloof in ons gemeente en ek het dit 'n bietjie aangepas in die tema en gesê trusting God with everything. Julle sal ook vandag hoor ek praat so 'n bietjie Afrikaans Engels omdat dit nou wat ek my so voorberei het ook vir die vir die belydenis aflegging omdat daar op 'n hele klomp Engelse mense die diens gaan bywoon en ons kinders wat die belydenis van geloof aflê meerendeels Engels is, doen ek dit dan Afrikaans en in Engels, bietjie meer oorgeneig na Engels toe. So vriende, ek wil 'n bietjie vandag met julle praat. Ons tema is meer as tiendes, hy vra jou vertroue. Dit is die groot tema. More than tithes, God wants your trust. En dan vandag se tema soos ek al reeds aan julle voorgehou het. Trusting God with everything. Kom ons lees 'n bietjie uit 1 Konings 17:8-16. Sometime later the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, Go at once to Sarepta in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Sarepta, that's Elijah. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, Would you bring me a little water in a jar so I may drink? As she was going to get it, he called, And bring me please a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry, until the day the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and the family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Then, friends, we also look at Mark 12, verse 41 to 44. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came in and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Friends, when we look at trust, it is easy to talk about when you have options. That is very true. Nou, as ons opsies het, is baie maklik om te praat oor vertroue. When life is stable, when there's money in the bank, when you have something to fall back on, that's very easy to speak about trust. But real trust only shows itself when there is nothing left to hold on. And that's why the Bible tells stories about people who have almost nothing, because when there is nothing, all that they can hold on to is trust. And then trust becomes visible. Today we are listening to 3 stories, 2 from the Bible and 1 from real life. And all 3 of these stories ask the same question. Can I trust God when I don't have enough? Can I trust God when I don't have enough? Kan ek God vertrou as ek nie genoeg het nie? And then we read in 1 Kings 17 that there was a famine in the land. No rain, no harvest, no hope. En dan sien ons God stuur vir Elia hier na hierdie klein dorpie Sarepta toe. En in plaas daarvan dat hy hom stuur na iemand toe, liewe vriende, wat baie goed het, stuur hy hom na hierdie weduwee toe. Hy stuur hom na hierdie weduwee toe, a woman with no husband, no income, no future security. And from a human perspective, this makes no sense.
En dan sê Elia eintlik iets baie, hy skok ons eintlik wanneer hy sê. Hy praat met hierdie vroutjie, en my vriend, julle kan nou dink, daar's niks hoor nie, dit het nie gereën nie, alles dis nag. En dan kom sê hy vir haar iets wat ek dink as hy na hom gekyk het, liewe vriende, het sy gedink, as hy nou heeltemal van sy sinne beroof. Hy sê, do not be afraid, first make a small loaf for me, for the Lord says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry. So God kom na hierdie vrou toe deur Elia, en hy kom sê vir haar, hoorie so, ek wil vir jou kom vra, vertrou my, alhoewel jy nog nie kan sien dat dinge uitwerk nie. En dit is altyd toe geloof werk, dit moet ons vir mekaar sê, nee, so die keuse wat die vrou gehad het was, sy kon sê, ek hou vas aan wat min is, ek hou vas aan wat ek het, of sy kon gesê het, ek vertrou God met my laaste bietjie meel en olie. En gelukkig kies sy om God te vertrou met 'n laaste bietjie meel en olie. This isn't a story about generosity. This is a story about trust. That is why the series is called More Than Tithes. God wants your trust. In 1 Konings 17 staan dat die meel het nie opgeraak nie, en die olie het nie minder geword nie. The flour did not run out, and the oil did not run dry. You see, God don't give luxury. He promised that He will give us ons daaglikse brood. He give enough. Trust doesn't remove dependence, it deepens it. En vandag het ons mense en kinders en jong mense, eintlik jong mense wat belydenis van geloof af lê, en many young people can think, I'll trust God once my life is more sorted out. But you see, confession of faith is exactly the opposite. You are not saying I have everything figured out. You are saying I place my life in God's hands. That's what this widow does. Dan, liewe vriende, 'n paar eeue later verskyn daar natuurlik 'n ander weduwee, né? En op hierdie stadium is dit Jesus wat kyk na haar. Jesus is besig om daar by die tempel te sit. Hy's besig om staan sit aan die oorkant van hierdie offering kus. En dan is daar mense, soos ons geleesde gedeelte gesê het, wat baie gegee het. En dan sien die arm weduwee wat instap. En sy gee 2 klein geldstukkies. Everything she has to live on. En dan sê Jesus, hierdie weduwee wat hierdie bietjie kom gee, sy het meer kom gee as almal alles, want sy het alles gegee wat sy gehad het, haar hele bestaan het sy kom gee. And effectively, Jesus changes the standard. It's not how much you give. It's about who you trust. Jy sien, vriende, wanneer ek en jy God vertrou met ons lewe, wanneer ek praat met hierdie jong mense, met enige jong mense, ek sê vir hulle, as jy hom werklik vertrou met jou lewe, kan jy hom met alles vertrou, ja, selfs met jou geld. Ons het vir mekaar verlede keer gesê, ons sê die hele tyd vir die Here, hier is ek, ons sê soos Dawid, Here, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestorm. Ons gaan sit by die Here wanneer dit sleg gaan, ons sit by die Here wanneer ons vra vir ons kinders, ons kleinkinders wil werk. Ons vra vir die Here om vir ons te sê, Here, help vir ons asseblief met 'n keuse wat ons met ons beroep moet maak. Here, help ons met 'n keuse met ons man of met ons vrou. Maar die oomblik wanneer God sê, maar alright, ek wil nou 'n bietjie met julle praat oor julle bankbalans, dan sê ons, ja, wag Here, dis 'n bietjie persoonlik. Ek vertrou U nie daarmee nie. You see, guys, Jesus isn't impressed by amounts. He is revealing the heart behind our giving more than tithes. God wants your trust. You see the pattern? One widow gives a last meal, another widow gives a last coins. Neither is forced, neither is manipulated. Hulle is nie geforseer nie, hulle is nie gemanipuleer nie, hulle doen dit uit vrye wil uit, hulle doen dit omdat hulle God vertrou. Is dit nie totaal iets anders, liewe vriende, as iemand wat jou oor jou kop kom slaan nie? You see, both trust God with their future. If you think this kind of trust only belongs in the Bible times, let me tell you a modern story. In the 1800s, there was a Christian man named George Muller who lived in Bristol, England. He felt called by God to care for orphan children, not dozens, but eventually thousands of children. Here's what made his life unusual. Muller made a decision early on in his life. He would never ask people for money. He would never run fundraising campaigns. He would never pressure anyone to give. Muller believed that if God truly wants this work
to exist, God himself would provide. So what he done? He prayed every day, specifically, expectantly. And over his lifetime, Miller cared for more than 10,000 orphans, and he kept detailed journals showing that millions of pounds were provided without him ever asking for it. Maar een oggend het gewys, liewe vriende, dat wat Miller se geloof werklik beteken. Daar was honderde kinders in die weeshuis gewees, en daar was geen kos vir ontbyt nie, geen brood nie, geen melk nie, geen geld nie. Miller het nie paniekerig geraak nie. Hy het vir die kinders kom sê, kom sit aan by die tafel, en toe het hy gebid. Daar was niks nie. Toe bid hy, toe sê hy, ek wil Here baie dankie vir die kos, baie dankie vir alles wat U vir ons voorsien het. En hy het dit gebid terwyl daar niks op die tafel is. Dit klink amper onrealisties, vriende, maar dit was nie ontkenning nie, dit was vertroue, dis wat hy gebid het. And just moments after the prayer, there was a knock at the door. A local baker stood outside. He said that he hadn't been able to sleep the night before. He felt God telling him to bake some extra bread for the orphanage. En nie lang daarna nie, liewe vriende, toe is daar 'n melkkarretjie wat breek reg buitekant die gebou, en die melk moes gebruik geword, anders sou dit nie gewerk het nie. Enough bread, enough milk, exactly on time. That wasn't a once-off miracle. This kind of provision happened again and again throughout Miller's life. Not abundance for luxury, but enough for obedience. Liewe vriende, wanneer ons na die Bybel kyk, en sien ons, dis presies wat daar gebeur. Elia se weduwee kry meel en olie genoeg vir elke dag. Jesus se weduwee gee alles wat sy het, en God sien haar raak. Nou die verhaal gaan nie aan nie, maar ek kan vir julle sê, liewe vriende, dat God so vir hierdie vrou gesorg het tot 'n lengte van dae. George Miller bid en God voorsien op tyd. Dis dieselfde God. Dis dieselfde uitnodiging met vertroue, liewe vriende. En dit is wat God vir julle as jong mense ook vanoggend wil kom sê, en hy wil vir julle kom sê, vertrou my vandag. Vertrou my altyd, maar die vertroue beteken ons eerste 3 waardes wat ons in ons kerk het. Jy moet 'n lewende verhouding hê met God. Dit beteken inderdaad dat jy geloofsvormende gewoontes moet beoefen. Jy moet gereeld bid, jy moet die Bybel bestudeer, jy moet reflekteer oor die woord, jy moet mediteer oor die woord, jy moet journal in die woord, jy moet vas as jy kan, en jy moet tekste memoriseer en nog 'n klomp ander goed. Dan begin jy in die domein van God beweeg, in die damkring van God en sy gees beweeg, en hoe meer jy in hierdie damkring van hierdie Heilige Gees begin beweeg, hoe meer begin ek en jy verander, want ons kan nie anders nie. Dan volg ons in die voetspore van Jesus, en dan werk die Heilige Gees deur ons. This is why Andy Stanley puts it so clearly, faith is obeying in spite of the consequences. Miller obeyed without knowing the outcome. The widows obeyed without guarantees, and God proved faithful, not always early, but always on time. Die jong mense wat vandag belydenis van geloof afgelê het, julle doen iets soortgelyks. Julle sê nie ek het my lewe al uitgesorteer nie. Al wat julle sê is ek vertrou God met my lewe, selfs waar ek nie in beheer is nie. Dit beteken dat ek hom vertrou met my toekoms. Dit beteken dat ek hom vertrou met my keuses, met my keuses oor my loopbaan, oor my man en oor my vrou, my ou en my meisie, oor waar ek gaan bly, met wat ek gaan ry. Ek vertrou met my keuses, ek vertrou met my veiligheid. Met wat ek het en wat ek nie het, die vertrou kom. Hierdie is nie 'n belofte van gemak nie, dis 'n belofte van vertroue. So today in the second week of our series, More Than Tithes, God wants your trust. And we listen to 3 stories, nah. Not stories about money, but stories about trust when there isn't enough. A widow in a famine, a widow in the temple, and a man running an orphanage. Different centuries, different circumstances, same invitation from God. Will you trust me with what you have? None of them have surplus. None of them had security, but every one of them choose trust over control. And today, something beautiful happens in this service. Today, young people stand up and make confession of faith. And without maybe even realizing it, you are stepping into the same story. You're not saying, I know exactly how my life will work out, but you are saying, I trust God with everything, with my future, with my decisions, my resources, and even my uncertainties. That is why confession of faith
It's not a finishing line, it is a starting point of trust, where you put your trust in God. This series is not asking how much should I give. It is asking, who do I trust with my life? Because God has never been after percentages. Was always after hearts. Vandag vra God nie vir ons, het jy genoeg nie. Hy vra, sal jy my vertrou? En dit is genoeg om mee te begin. Next week we're going to ask another question. If giving flows from trust, what does generosity looks like when it starts to look like Jesus? We are moving from trust to transformation. Amen. Here, baie dankie dat ons na hierdie gedeeltes kan kyk en vir U kom sê, Here, ons kom plaas ons vertroue 100% in U. En Here, wat U ook al van ons vra, of dit tyd is, of dit geld is, of dit onsself is, Here, ons is tot U beskikking soos Maria sê. Here, doen wat U wil, doen met my soos U goed dink, ek is tot U beskikking. Dankie Here vir U liefde en vir U nabyheid. Amen. Ek gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffer. Ek het my blaadjie kry, so wat ek nou met hom gedoen. Julle weet al hoe dit werk, is Zapper of SnapScan. En nou EFT is julle welkom om te doen. Die EFT is NG Kerk Sonnekus, Absa, die bank. Takkode generiese ene 632005. Die rekeningnommer is 3270140547 en is 'n checkrekening. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag en vir julle vra, sal julle God vertrou met alles wat julle het? Sal julle God vertrou met alles wat julle het? Trusting God with everything. Dit is die vraag wat ons vir mekaar moet gaan afvra in hierdie week. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle inderdaad sy nabyheid ervaar deur sy Gees en sy genade ervaar deur Jesus. Amen.